Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, absoluut net weer 'n nuwe dag deur Abba Vader geskenk, spesiaal aan jou en van my en aan my. My naam is Dani Gerber en dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Vandag gaan ek 'n bietjie gesels oor wat 'n vriend is jy. Nou al die gesegdes wat ons ken van jy sal aan jou vriende uitgeken word, men jou met die semels en die varke vreet jou op en al daai goed, want baie mense sal sê my kind is so, want hy is te mekaar met verkeerde vriende. En ek het dit al voorheen gesê, dink jy nie maar daai ouers sê dit ook van jou kind nie, nee, om te sê, weet jy, my kind is so, want hy is te mekaar met verkeerde vriende. Maar dit is so, ek en jy sal uitgeken word aan ons vriende. Jy sal, partykeer hoor dat hulle sê, 'n vriend is nader as 'n broer, en dit is so, want God se woord sê dit ook vir ons partykeer dat wanneer jy in 'n moeilike tyd gaan, is 'n vriend daar, en 'n ware vriend sal daar vir jou wees deur dik en dun. En dan ook kry jy daai vriende, so wanneer die moeilike tye kom, dan sien jy jou vriende disappear. Hulle is weg, soos 'n miswolkie. Maar dan sal daai vriend daar wees wat jou sal bystaan, die pad saam met jou sal stap. En ek lees hierdie gedeelte in God se woord, en dit wys net hierso dat hierdie manne was 'n vriend gewees vir hierdie verlamde persoon, en wat hulle alles gedoen het vir hulle vriend. En dit is daarso in Markus 2, en die opskrif daar is, die verlamde man in Kapernaum. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was, en dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie, en hulle was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man, wat deur vuur gedra word. Nou, jy sal nie sommer net 'n vreemde ou ronddra nie. Hierdie was hierdie man se vriende gewees. En toe hulle vanweë die skare nie naby kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde man op lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is vergewe. So jy het hierdie vriend nodig, wat 'n pad met jou sal stap, wat jy gaan partykeer deur 'n moeilike tyd gaan, en wat gaan jou vriende doen? Gaan hulle daai pad saam met jou stap, of gaan hulle sê, weet jy, ek kan nou ongelukkig nou nie hierdie naweek by jou uitkom nie, ek is bietjie baie besig, en dan raak hulle al hoe stiller, en jy sien hoe hardloop jou vriende van jou af weg. Of het jy ook hierdie vriend, soos wat hierdie manne gemaak het, hulle het die moeite gedoen, weet jy hoe baie moeite moet dit wees, om bo op 'n huis se dak te klim, die dak oop te breek, daai verlamde man wat op 'n stretcher is, of wat ook al, deur die dak te laat sak, man, dit is effort, dit is moeite, en dit is ware vriende. Nou ek sê nie, gaan breek nou 'n huis se dak oop, en laat sak jou vriend daarin nie, maar dit wys net wat jy hierso het, is dat die pad wat 'n ou sal stap, saam met 'n vriend, om seker te maak, dat daai vriend nie verlore gaan nie. Hulle kon daai verlamde man gelos het, wat jou eie soetjie uitsorteer en goeders, maar hulle het 'n vriend gehad, en hulle het geweet, dat hulle geloof was so sterk. So hoe sterk is jou geloof, as 'n vriend vir iemand anderste, om 'n pad saam met daai persoon te stap, en om nie te los, dat die wolwe hom moet opeet nie, maar om saam met hom daai pad te stap, en om te gee, dat die Here sy siel sal red. Wat 'n vriend is jy vir iemand anderste? Want ons is maklik om te sê, my vriend het my gelos, maar wat 'n vriend is jy? So, kom ons werk aan ons vriendskap, kom ons wees nader aan 'n vriend, soos wat 'n broer sal wees. So, ons kan net die Here vra om ons daardeur te lei, laat ek en jy 'n ware vriend sal wees. Amen? Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, vandag is 'n nuwe dag, Here, is 'n nuwe uitdaging. En Here, vandag is 'n dag wat ek vra dat U ons sal lei, dat ons 'n goeie vriend sal wees. 'n Vriend wat eintlik nader as 'n broer sal wees. Here, laat ons medemaatjies sal help, waar dit ook al moeilik sal wees, waar hulle struikel, waar hulle val, en waar hulle verlam lê. Here, laat ons geloof so sterk sal wees, en weet dat U sal hulle help. U sal hulle genees. Ek myself kan nie, maar laat ek 'n vriend sal wees
om hulle op te lig, hulle te lei na die pad waartoe hulle moet gaan. Die pad is Jesus Christus. Here, lei ons in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, wees jy vandag daai vriend wat mense kan opsê, weet jy wat? Daai is nou 'n goeie vriend. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.